Welcome Father's Heart Kids family. Ek is net so bly om julle almal vandag te sien, want ek love dit net om meer oor God se woord te leer saam met julle. Nou, die afgelope paar weke het ons 'n paar amazing dinge geleer uit Jesus se bergpreek, soos om God te vertrou, hoe om die lig te wees, hoe om te bid en hoe om deur die klein hekkie te loop. En vandag leer ons nog iets baie belangrik. Vandag se les word genoem, jy sal hulle ken deur hulle vrugte. En dit gaan alles oor om te leer hoe om te onderskei wat waar en reg is van dit wat vals is. Julle sien, Jesus wil hê ons moet wys wees en hy wil hê ons moet mense kan herken wanneer hulle nou sê hulle is 'n sekere manier, maar in werklikheid gee hulle nou net voor. Nou die manier hoe Jesus ons gaan leer hoe om dit te doen, is deur om na te kyk na hulle vrugte. Nou miskien wonder julle, wat het vrugte met waar en vals te doen en om te herken of iemand nou voorgee of nie? Wel julle sal maar nou net moet wag en sien, want ons gaan nou eers met gebed open en dan gaan ons 'n paar liedjies vir God sing. So, kom ons maak gou ons oë toe. Liewe Jesus, baie dankie vir die beautiful dag. Dankie dat ons net nou die geleentheid het om meer oor U en die woord te leer. Help ons asseblief om te verstaan wat dit beteken om goeie vrugte in ons lewens te hê. Leer ons asseblief hoe om te herken wat waar en goed is en help ons ook asseblief om meer soos U te wees elke liewe dag. Ons is net so lief vir U en ons gee U net al die eer. In Jesus naam bid ons dit en ons almal sê Amen. So julle, kom ons aanbid nou vir God met alles wat ons het. Kom ons staan op en ons strek nou 'n bietjie ons arms uit en dan gee ons net vir Jesus ons heel beste. Is julle reg? Okay, let's go. The sunshine. He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars.
15.5. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Chillin' 15.5. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, You will bear much fruit. you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing, nothing. What? Apart from me, you can do nothing. Oh, oh, oh. Apart from me, you can do nothing, nothing. 'Cause I am the vine and you are the branches. Apart from me, you can do nothing, nothing. Apart from me, you can do nothing. Oh, oh, oh. Apart from me, you can do nothing, nothing. 'Cause I am the vine and you are the branches. Get crazy. Jump 15.5. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, apart from me you can do nothing, nothing. Apart from me you can do nothing. Oh, oh, oh. Apart from me you can do nothing, nothing. 'Cause I am the vine and you are the branches. I am the vine. Wow, julle, was dit nie net so awesome nie? Ek love dit net om saam met julle vir Jesus te aanbid. Nou, om mee weg te spring vandag, wil ek nou vir julle 'n vraag vra. Het julle al ooit 'n vrugteboom gesien? Miskien 'n appelboom of 'n suurlemoenboom of 'n lemoenboom. Nou, julle imagine jy loop nou na hierdie groot, beautiful boom toe wat van ver af baie goed lyk. Die blare is nou mooi en groen en die takke lyk sterk. Maar wanneer jy nou by die boom kom, dan is al die vrugte vrot en vol wurms. Sou julle nou actually van hierdie vrugte dan gaan eet? Natuurlik nie. Nou in vandag se onderwerp vergelyk Jesus mense met bome en wat vrugte dra. En hy waarsku ons nou om weg te bly van mense met slegte vrugte. Nou kom ons lees wat Jesus nou oor dit gesê het in Matteus 7 vers 15 tot 20. Pas op vir die vals profete. Hulle kom na julle toe in skaapsklere, maar in werklikheid is hulle verskeurende wolwe. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Kry 'n mens dan druiwe aan doringstruike of vye aan dussels? Elke goeie boom dra tog goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'n Goeie boom kan tog nie slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom nie goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle die vals profete dan aan hulle vrugte ken.
Nou, Jesus begin deur om nou vir ons te waarsku oor valse profete wat in skaapsklere na ons toe kom. Nou, vir die van julle wat nou nie weet nie, 'n profeet is iemand wat boodskappe van God af aan mense gee. Nou, 'n profeet in skaapsklere is iemand wat voorgee dat hy God volg en hom hoor, maar hulle doen nie eintlik nie. En daarom het Jesus gesê, hulle lyk so skape, sag en onskuldig, maar van binne af is hulle eintlik soos wolwe, wat vernietiging veroorsaak onder die ware volgelinge van Jesus. Nou, 'n profeet wat in skaapsklere kom, is basies soos 'n boom, wat goed lyk, maar eintlik is hulle vrugte net vrot. Nou, partykeer ja, julle kan dit moeilik wees om hierdie mense raak te sien, want van ver af, onthou, lyk hulle goed. Maar Jesus het ons geleer hoe om nou die verskil raak te sien, deur hulle vrugte. Nou, Jesus het nie nou hierso van appels en lemoene gepraat nie, julle. Hy het nou gepraat oor wat uit ons lewens uitkom. Julle sien, ons vrugte is ons dade en ons woorde en ons keuses. En hulle kan nou of goed of sleg wees. Nou kom ek wys julle gou wat ek daarmee bedoel. Sien julle hierdie boom? Nou, hierdie boom is lekker gesond en vol lewe en hy het nou lekker mooi vrugte op hom. Nou, hierdie boom, julle, verteenwoordig mense wat ware profete is en mense wat werklik goeie mense is. Nou, die manier hoe ons weet dat hulle ware profete en goeie mense is nou mos onthou deur na hulle vrugte te kyk. Kyk nou net na hierdie beautiful vrugte. Hulle lyk so lekker. Nou, die vrugte aan hierdie boom, julle, stel dinge voor soos liefde en vreugde, vrede en vriendelikheid en geduld en so aan. Nou, kom ek wys julle 'n ander boom. As mens nou vinnig kyk, dan lyk hierdie boom goed. Maar kyk net mooi hoe julle, sy vrugte is net eintlik disgusting. Dis nou alles vrot. Nou, hierdie boom verteenwoordig mense wat valse profete is en slegte mense is, want hulle vrugte is net vrot. En hulle vrugte verteenwoordig nou dinge soos haat en woede en leuns en skinder en selfsugtigheid voor. Julle sien, wanneer ons nou ons leiers en ons vriende kies en selfs wat om na te kyk of te luister, dan moet ons kyk na die vrugte wat hulle dra. En as hulle nie goeie vrugte dra nie, dan is dit beter om nou weg te bly van hulle af en nie hulle voorbeeld te volg nie, want hulle sal ons nou van die pad aflei. Nou, ek wil ook hê julle moet nou oor hierdie les dink vir jou eie persoonlike lewe. As iemand nou sou kyk na hoe jy leef, hoe jy nou met jou ouers praat en hoe jy nou met jou vriende en onderwysers praat, watter soort vrugte gaan hulle nou sien? Gaan hulle nou vriendelikheid sien, al is iemand lelik teenoor jou? Of gaan hulle nou dalk eerlikheid sien, al is jy nou tempted om te jok? En gaan hulle liefde sien, al is jy nou mishandel? Julle sien, net omdat ons sê ons is Christene en ons is lief vir Jesus, maak dit nou nie noodwendig waar nie. Julle sien, dis ons vrugte wat vir mense wys ons behoort aan Jesus. Nou ja, hierdie boodskap gaan oor die erkenning van ander mense se vrugte, maar die boodskap julle geld ook vir ons eie hartjies. Jesus wil nou nie hê ons moet net oppas vir valse profete en slegte mense nie, maar hy wil ook hê ons moet versigtig wees oor watse soort vrugte ons in ons lewens dra. Nou, hier is die geheim om goeie vrugte in jou lewe te dra, julle. Goeie vrugte groei net uit goeie wortels uit. Julle sien, wanneer ons hartjies nou gewortel is in God se woord en in gebed en in sy liefde, dan sal ons goeie vrugte begin dra sonder om eers te probeer. Maar julle, wanneer ons tyd spandeer aan dinge wat nie God eer nie, soos om te skinder en slegte dinge te doen en om aan woede vas te klou, dan begin ons vrugte vrot word. Nou, om af te sluit julle,
wil ek hê julle moet nou die volgende onthou. Voor julle iemand volg, of dit nou 'n leier is, of 'n vriend, of 'n YouTuber, of selfs 'n liedjie julle, vra jouself hierdie, watse soort vrugte dra hulle? As dit nou vrede, liefde en vreugde is, dan is dit nou mos goeie vrugte en jy kan beslis hulle volg. Maar as hulle vrugte jaloesie, trots en woede is, dan is dit nou mos slegte vrugte en dit is beter om nie naby hulle te wees nie. Nou kom ons kyk gou wat se craft ons gaan maak om hierdie les van vandag te onthou. Wow, julle, wat 'n awesome craft om ons te help ons les van vandag te onthou. Nou, as jy nou net is en jy is nie seker waar om die craft te download nie, al wat jy moet doen is op die blou link klik in die beskrywing van hierdie video waar dit sê, hier is vandag se craft link. Nou, sodra jy op die link klik, dan gaan dit nou die craft oopmaak en dan kan jy dit eenvoudig op jou foon of rekenaar download. Nou, wees gereed om julle crafts van laasweek se les te sien.
Awesome. Kom ons kyk gou hoe julle gedoen het. Wow, julle crafts het amazing uitgedraai. Ek kan sien julle het almal nou net soveel moeite gedoen om dit te maak. En daarvoor wil ek net sê, baie dankie. Ek is regtig so trots op julle. En ook, baie dankie dat julle dit nou met my gedeel het, sodat ek dit met almal in vandag se les kon deel. Nou, as jy nou wil hê dat jou craft van hierdie week in volgende week se les moet verskyn, moenie vergeet om na ons Facebook page Father's Heart Kids toe te gaan en nou 'n foto van jou craft in die comment section van ons craft post vir ons te los nie. Nou, onthou nou julle, wanneer julle ook nou julle crafts instuur, maak vir my asseblief seker dat julle dit nou op die laaste teen Vrydag middag instuur, sodat ek genoeg tyd het om dit nou reg te kry vir volgende week se les. Ek kan nou regtig nie wag om julle foto's te sien nie. Maar voor ons nou gaan julle en vandag se les afsluit, kom ons staan gou eers weer bietjie op en sing nog 'n liedjie saam met mekaar vir God. Jesus, we make your praise.
Wow julle, wat 'n amazing les. Ek hoop regtig julle het almal vandag iets nuuts geleer en dat julle dit nou in julle lewens sal toepas. Kom ons maak nou gou ons oë toe en dan bid ons saam met mekaar. Liewe Jesus, dankie dat U ons geleer het hoe om goeie en slegte vrugte te herken. Help ons asseblief om gewortel te bly in U en U woord, sodat ons lewens goeie vrugte soos liefde, vriendelikheid en vreugde sal dra. Vergewe ons asseblief as ons slegte vrugte gedra het en help ons om hulle af te sny sodat daar plek sal wees vir net goeie vrugte. Gee ons asseblief wysheid om te weet wie om te volg en help ons om mense se vrugte te herken sodat ons wyse besluite kan neem wanneer ons mense volg en vriende maak. In Jesus naam bid ons dit en ons almal sê Amen. So julle, dis nou ons les vir vandag. Maak seker dat jy van nou af net mense volg wat goeie vrugte dra. Leer nou om te herken of mense goed of sleg is deur hulle dade en woorde te kyk. En die belangrikste julle, maak seker dat die vrugte wat jy dra goed is deur in Jesus gewortel te bly. Ek sien julle weer in volgende week se les, maar tot dan, bly naby Jesus, hou julle vrugte vars en laat julle liggies vir almal daar buite skyn. Bye bye julle!